Welkom kijkers, hier is het weer. Ik en Andrew ons brengen jullie een nieuwe episode van Gooi Kolle in hierdie nieuwe week. Andrew, vertel een beetje die mensen, waar is ons voor hierdie episode? Ja, ons is hier so by die Haggai Geingob Stadion, die rugby stadion. Ja, van ons gaste vandag is betrokke geweest by die Namibiese onder 20 rugby toer, Zimbabwe toe waar hulle die Rugby Afrika onder 20 Bartes beker gewen het. So al drie hulle wedstryde daar gewen. So sien uit om hulle ons gaste te ontmoet. Patricia is weer eens saam met ons. Ek wil net gou uitvind, kan ons die trofee dalk kry? As ons hom het, maar dit klink vir ons het hom nie, maar ons gaan hom 'n bietjie later kry vir julle. Laat julle net sien hoe die trofee lyk. Baie exciting times. Laas die Bartes trofee in 2018 gewen, toe wen ons hom weer hierdie jaar. So ja, bly geskakel kykers. Ons sien vooruit vir 'n exciting episode. Die kos gaan ook bietjie iets anders wees en dit gaan ook baie lekker wees. Maar ja, Andrew, Metro maak altyd seker ons is uitgesort. Lekker koue water vir ons hierso en ons sien vooruit vir 'n lekker goeie kolle episode. Yes, die kos natuurlik 'n belangrike element van alles. Oké, kijkers, zoals gezegd, begin met Henny Geldenhuis. Hij is de executive director van Synergy. So, hij gaat een beetje meer voor ons information geven aan hoe die competitie gaat gebeuren en hoe je kan de kans staan om twee tickets te winnen, of een ticket te winnen voor twee in Zuid-Afrika voor die wedstrijd tegen Springbokken in Italië. So, Henny, dank je voor die gelegenheid en dank je dat je hier samen met ons op Gooi Kolle. So, vertel een beetje voor onze kijkers, wat kan hulle verwachten met die competitie? Ja, baie dankie Brian. Synergy like om ook kolle te gooi. So ons is baie opgewonde. Natuurlik Synergy is 'n vennoot van die Namibiese Rugby Unie en ons het 'n fantastiese kompetisie wat ons binnekort gaan bekendstel. En dit is 'n fantastiese geleentheid om vir Namibië te ondersteun en terwyl jy dit doen, terwyl jy na die wedstryde toe kom, terwyl jy jou kaartjie gekoop het, staan jy outomaties 'n kans om in 'n trekking te kom om dan 'n fantastiese rugby ondervinding te wen waar Italië teen Suid-Afrika speel op Loftesversveld die 5de Julie in Suid-Afrika. Well, there you have it, guys. Short and sweet. And for my English lovers, look, we have a lot of games upcoming with the NRU, a lot of international games to look forward to. We have a game against Uganda down in Walvis Bay, and then we have a game against Erling Pumas here in Windhoek, and then the big one against Italy here at the NRU as well at Haggai Geingob Stadium. This is your chance to win a ticket, all expenses paid to South Africa, and to watch the game between Springboks and Italy. And Henny's just going to give us more details on how you guys can do that. Yes, obviously, Brian, working closely with the NRU, our ultimate goal is to get bums on seats. You want Namibian fans to experience Namibia in our beautiful country. We've got some fantastic teams coming to Namibia. Tourism is a huge part of our engagement when it comes to sport. And it's just so excited to see Italy coming and playing in Namibia at Haggai Geingob Stadium. So we really want to get the stadium full. And by incentivizing the Namibian fans to come and watch all these fantastic fixtures, is obviously what better way to do that is to give them 2 tickets, all expenses paid trip to go and watch Italy play South Africa a week after they've encountered Namibia. So the tickets includes flights, it includes accommodation, it includes prime time seating at Loftesversveld, which is a beautiful stadium. Namibians love going there. There's a lot of Blue Bull supporters in Namibia. And obviously to go and watch the Springboks play Italy a week after they've played Namibia, it's just such a fantastic prize to incentivize the Namibians to come and support Namibia at Haggai Geingob. Those 2 fixtures and in Walvis Bay. So buy your tickets, go to etickets.ma.na, and then obviously you stand a chance of automatically winning all expensive paid trip to go watch Springboks play Italy. Well, there you have it, viewers. Like Henny said, all you have to do is just buy a ticket. Imagine buying a ticket that can win you a chance to go to South Africa and watch the Springboks. Okay, dank je veel geleerd, Henny. En hopelijk, zoals Henny gezegd, koop jullie zijn tickets. Zodra je een ticket gekoopt hebt, staat je kans om
om Suid-Afrika toe te gaan en die wedstrijd tussen Springbokke en tussen Italië te zien. Oké kykers, julle het gehoor van hierdie opgewondende kompetisie wat hier om die draai is vir julle om Suid-Afrika toe te gaan, all expenses paid. Maar dit is nie die enigste goeie nuusie. Natuurlik het Metro ingestap met hulle specials wat tot die 9de Mei beskikbaar is. En natuurlik het Gooi Kolle 'n kansie gevat om deur hierdie specials te gaan en vir ons lekker ingredients gekry vir vandag se resep wat ons op die kolle gaan gooi. Ons het 'n line-up van gaste wat vandag saam met my gaan braai, saam met my gaan prep en natuurlik saam met Andrew en Brian gaan gesels. Soos julle kan sien het ons 'n boksie hierso van 'n lekker cheese and ham loaf wat ons by Metro gekry het natuurlik net vir $29. En ons het deur dit gegaan en ook ons beef crown mince by Metro gekry. Soos ek vir julle gesê het, tot die 9de Mei het julle kans om ook 'n stukkie van hierdie loaf te kan proe. Ek gaan dit opsny vir Brian en Andrew as net 'n pre-braai snack net om bietjie te proe hoe dit is. Ons het dit vanoggend vars by Metro gekry. Hulle kon dit nie vir my in 'n sakkie sit nie want dit was so warm en lekker vars. So ek sien uit om dit te proe saam met Brian en Andrew te geniet en natuurlik ons gaste. Ek gaan nie te veel sê oor wie die gaste is, julle moet maar seker net hierso op julle skerms kyk en kyk wie braai saam met ons vandag. Reg, welkom terug kykers. Ons is hierso dan saam met een van die senior Namibiese spelers van die Namibiese onder 20 span wat dan die Rugby Afrika Bartes trofee in Zimbabwe gewen het. Walter Otto, flank en slot, kom af van Windhoek Afrikaanse privaat skool af en ja, so een van die senior spelers van die span. Reg, so julle was nou natuurlik ook 'n hele klompie vriende en so van Windhoek Afrikaanse privaat skool wat nou 'n lang pad saamgekom het van skoolvlak af en so wat nou so 'n bietjie van 'n kern gevorm het in hierdie groep ook en saam met julle afrigter Johan Simon en so. Dit was seker vir julle 'n spesiale ervaring hierdie toer. Ja, dit was 'n spesiale ervaring. Veral omdat ons van onder 11, onder 10 af al begin saam speel het. So ons almal het saam develop as mense en as spelers. En veral saam met oom Johan ook. Ons ken al vir oom Johan baie lank. Hy was ons coach al geweest vir baie lank. En toe ons nou Sondag ons laaste toets teen Tunesië gespeel het, toe sê hy vir ons dit is die laaste keer in julle lewens wat julle nou 120 try kan aantrek. Wat bietjie emosioneel was want ons almal het ons saam akademieweek gespeel en 120 gespeel. Toe weer hierdie jaar 120 gespeel. Dit was bietjie emosioneel, maar ja, dit was ook baie spesiaal. En ons almal hoop om eendag weer saam vir die Namibiese seniors obviously te kan speel. En die groot droom is om obviously eendag World Cup te kan speel. Maar ja, dit was baie spesiaal. So die twee toere wat jy op was, laas jaar teenoor hierdie jaar, dink jy daar is goed wat julle laas jaar geleer het en kon toepas of so, of wat julle gehelp het om meer suksesvol te wees hierdie jaar? Ja, definitief. Mens leer altyd iets. Definitief. Ja, laas jaar was maar net, dit was moeilik geweest. Ons was baie juniors laas jaar. Hierdie jaar het ons geweet wat kom, so ons kon die jong oukies soos Tauno nou en al die ander jong oukies kon ons voorberei daarvoor. Maar ja, dit was definitief goed dat mense sal kon toepas hierdie jaar. As hy, en so, jy is nou by die pikke, hoe voel jy oor jou rugby jaar wat vir jou voorlê en so? Ja, ek is baie opgewonde. Ek hoop om aan die einde van die jaar deel van die World Cup squad te wees. So ja, ek is baie opgewonde vir die jaar. As hy, en soos jy genoem het, die wêreldbeker, daar is altyd moontlikhede vir rugby spelers en so. So voel jy onder 20 is 'n belangrike
is 'n belangrike stadium in 'n speler se ontwikkeling. Ja, definitief. Sonder onder 20 gee 'n bietjie, as ek dit so kan stel, 'n preview van wat wag op senior vlak. Dis ook hard, enige toets rugby is hard. Dit was goeie toets rugby. So ja, ek voel dit is definitief nodig. Goeie ontwikkeling, leer jy goed wat jy eendag op senior vlak gaan nodig hê. Dit leer jy 'n bietjie van professionaliteit. So ja, ek voel definitief is nodig. Op hierdie Namabi se toer of so, was daar enige spelers wat jou miskien 'n bietjie verbaas het, of as jy nou miskien een woud het vir een speler wat jou, wat jy sou sê, miskien die speler van die toer was wat jy dink wat sterk deurgekom het, vir wie sal jy jou woud gee? Ek dink Jürgen Meyer. Ja, goeie speler. Hy het laas jaar ook al saam met my gespeel. Ons ken mekaar al lank, ook saam met my akademieweek gespeel. Ons het mekaar al baie jare goed gespeel. Hy het laas jaar al vir die Namibiese seniors gespeel. Goeie, vinnige speler, altyd professioneel, altyd doen sy eie ding, gedissiplineerde speler. So ja, ek voel dit was Jürgen Meyer. Dis 'n goeie call. Ek dink jy het 'n goeie toer gehad. Ja, 3 gedruk in al die wedstryde. So ja, dit was lekker om net te gesels. Ons sal weer nou net weer terug wees. So ja, baie geluk met julle prestasie. Ja, dankie Andrew. So een van ons gaste vandag is lid van die Namibiese onder 20 rugby span wat die Rugby Afrika Bartes trofee gewen het in Zimbabwe. So Tauno Amokoto, stud wat in Windhoek Hoërskool was. So Tauno, baie geluk met julle prestasie. So it was obviously your first tour with Namibia. How was the experience for you? I'd say it's something that I didn't really think would happen, because I didn't make it, under 13 Caribbean week, under 16 didn't make it, under 18 didn't make it, both occasions. So then I was like, okay, I'm gonna try, and then hopefully next year I get it. And then Coach Yuan said, no. When the team was announced the first time, I was like, I actually might have a chance this time, So then, I'd say it's difficult to describe. It felt relieving, that all of the hard work I put in through all of the years actually paid off. And then now it's going to motivate me for me to go again next year and try for the under-20s. Okay. So in your school career, you played first team for Windhoek High School. You guys reached finals and won the league last year. So how do you feel your school career contributed to where you are right now? A lot. I'd say not to boast about Windhoek High School, but then Windhoek High School gave me a work ethic. I've seen from many previous Namibian players that came from Windhoek High School. The work ethic is there. And since Windhoek High School, it's a big school. A lot of people want to play for Windhoek High School, so there's always competition. It motivated me over and over and over. So then I'd say if it wasn't for Windhoek High School, I don't know if I'll even be here. And the fact is, if I wasn't playing for Windhoek High School, I wouldn't be a prop. I'd be a flanker. Because I was a flanker 2 years ago. Coach Jan just switched me. First year playing first team. Played prop. Now I'm sitting here. So, yeah, and of course every opponent that plays against Windhoek High School is also motivated to beat you. Yeah. So on the tour to Zimbabwe, was it difficult to adapt
to play for Namibia on this tour? Yeah. Especially with the intensity, you know, because you're used to schoolboy rugby, and even though I played for UNAM, I never actually played a game because from the start of the year I've been busy with the under-20s. So you're transitioning from schoolboy rugby to national rugby, you know. And something that Coach Sergio said to me is that it's always going to be more difficult because every single guy has a story, you know. Every single guy is playing for something. So it was completely different. The intensity, the opposition, you know. It's like we all want to win it. Nobody wants to lose, and nobody wants to accept a loss. So yeah, it was completely different. Okay, so just take us a little bit through your involvement in the tour, the 3 matches that you play, how you were involved, and how it went for you. So the first game I was on the bench against Zimbabwe. I didn't really play that game because, you know, it's completely understandable. I'm a junior, you know, I'd say I'm a junior, and intense game, you know, that game was going to set the intensity of the tour. But just sitting from the sideline, I learned a lot. I realized that I have to, you know, pull up my socks, just sitting from the sideline. The second game, I started against Kenya. It was a rough game. The first half, we all knew the team that won that game was potentially going to win the whole tour, because, you know, both teams, us and Kenya, won our first games. This game is it's vital. So then they came for our heads, we came for theirs. You know, there was at the start of the half when I realized that, you know, it's something different. We were on the line for like a whole minute, pick and tries. Couldn't get through. It was, you know, Kenyan event. Yeah. And the third game, Tunisia came on, I think, the last 30 minutes, if I'm not wrong. And I enjoyed it. It was vibes. Because they're starting already. They did their job, you know. They set the score, played well, set the intensity, kept the vibe up. When we went on, it was just, or the subs, it was just, you know, it just flowed. It was easy. It was nice. Okay, no, that's great. So you're obviously returning to club rugby now, to your club UNAM. You guys also have a match in the Real this coming weekend. Are you excited to play in the Premier League? Nah, the thing is, I won't be able to play because I'm going for rehab. I'm doing a rehab on my shoulder injury that I got before the tour. You know, on the first tour, the one to Pretoria, I got injured shoulder injury and went to the tour with a shoulder injury, and like, okay, so I decided this week I'm gonna take some time off to recovery, and hopefully next week or the other weekend I get chosen and go to Rebirth again. All right, so good luck with that. Congratulations. Thank you. With your guys' achievement, and we're looking forward to see you guys again. Thank you. Okay kykers, ek is hier so saam met Tauno van die onder 20 nasionale span en natuurlik soos ek gesê het ons ham en kaas loaf hier voor ons en ons twee gaan een van die gelukkiges wees wat dit eerste proe. Maar voor ons proe, vir ons kykers wat nie weet wie jy is nie, kan jy net gou weer vir jouself voorstel en dan ook vir ons sê wat se posisie jy op die span speel. Okay. Nee, my naam is Tauno Amkoto. Ek het onder 20 gespeel vir NEM. En ek het nooit vir UNAM gespeel, maar ek speel by UNAM, ek is by UNAM betrokken. Ja, student, you know, let me say athlete, student, not student athlete. Okay, know your priorities. Yeah, you know, just trying to balance, you know. Okay, en wat se posisie of moet ek sê posisie speel jy? Ek is 'n stud prop. Okay, so sal jy vir ons so 2 stukkies afsny dat ons kan proe Metro se lekker vars ham en kaas loaf. En jy lekker. Sny vir ons maar daai stukkie af. So jy middelstuk of kanstuk?
Weet die middel is altyd die lekkerste gedeelte. So sny hom vir my in die helfte en dan sny jy vir ons 2 middelstukkies af. Soos ek welig sê, hierdie broodjies is lekker vars van Metro af, so ek kan nie wag om in te tyd nie. So soos jy gesê het, jy is 'n athlete student athlete. Wat studeer jy op die oomblik by UNAM? Ek doen 'n Bachelor of Science in Biochemistry. Sjoe. Okay, ek was nog nooit iemand wat in die science rigting regtig aandag geskiep het nie, maar weet dit is baie werk en jy moet jou aandag moet regtig op dit hê. So hoe deel jy jouself in so baie om jou skoolwerk aandag te gee, jou of course your athlete and then jou social life. Ons is almal jong mense, ons wil bietjie kuier. So hoe deel jy met alles? Hoe balance jy hierdie different gedeeltes? Kom ek sê maar priorities. That is die eerste ding, you know. When you know what you want, when you have good people around you, it makes it easier, you know. So staan 5 uur op, gaan gym. Sê gewoonlik het ek 7:30. Ek is 'n morning person hier. Maar ek het 7:30 classes. So ek gym 5 uur. 7:30 is ek in klas. Gaan klas toe. Jy laat by die skool. Na skool rugby. Soos ek gesê het, prioriteite. We need to prioritize and you need to just time management. Maar ons het klomp prepwerk, but before we dig in, kom ons proe eers hierdie pre-braai snack wat Metro vir ons gemaak het. So 'n ham en kaas loaf. En jy moet eerlik wees. Okay. Na hierdie happy. Promise. Die perfekte pre-braai snack. Okay. So vandag het ons 'n resep van Michelle afgekry. Sy het bietjie gaan getoets en vir ons teruggekom en vir ons geleer hoe om dit te doen. So ons het ons vars mins al die pad van Metro af wat ons gaan gebruik vandag. Dankie, such a gentleman clearing the space for us. Vars mins, ons strictly bacon, ons cheddar cheese en ons vette kaas. Okay. So wat ons nou gaan doen is ons gaan ons vette kaas en ons cheddar cheese fyn maak en meng. So ek gaan daai vir jou gee. Okay. Ek sal die fyn maak en dan kan jy vir my die cheddar cheese net in die kleinste blokkies sny wat jy kan. Okay. En dan meng ons dit alles in ons pakkie hierso. So jy kan daar begin. Sny dit net vir my so fyn as wat jy kan en dan meng ons dit saam met ons vette kaas. Okay. When we're done with that, we're going to wrap it in bacon because it doesn't like bacon. No, but If you were about to tell me you don't like bacon, then we're going to have some serious issues here in the kitchen. But luckily you do. After that, gaan ons dit mooi met die mince omring. So it's mince, bacon and a bunch of cheese in the middle. En dan sit ons dit op die braai. Ons gaan ons mince bietjie met sout en peper en so 'n bietjie barbecue spice en natuurlik olie sodat dit alles uit bymekaar kan kom en 'n eiertjie inmeng. You do just to combine that, just to make sure ons mince val uit mekaar uit. So that's going to be your baby to handle and I will do this. But while we're busy, ja, die onder 20 span was nou onlangs hulle teruggekom van Zimbabwe af, as ek nie verkeerd te sê, en julle het bietjie, you made noise there, julle het teruggekom met groot nuus. So deel bietjie met ons daai nuus en sê net vir ons, hoe voel jy as 'n rugby speler? Jy speel nou al vir 'n baie lang tyd, as jy deel van hierdie sportwêreld van rugby. Hoe voel jy oor julle se achievements daar en wat is dit wat julle vir ons in Namibia huis toe gebring het? Kom ek sê, it was a great opportunity, you know. It was something I never thought would happen, yeah, you know, because as Namibians, we aren't used to Namibia winning something. And we decided there from the start, ons gesê, nee, ons gaan die beker vat en bietjie hoop gee vir almal wat hier by die huis is. So when we went there, we knew what we were gonna do. Great boys, you know. Like if it wasn't for every single person played their part, whether the person played or not, everybody played a part, you know. You came together as a team and you made it happen. Yeah. And that's what we love to see. Like you said, as Namibians, we're used to letting other countries, you're just used to that. And then it's such a prideful moment when Namibia wins the cup that you guys brought home. Tell us about that cup. What does it mean
to the team? What does it mean to you to be able to bring that home? For us, it was like a building. It was a stepping stone, you know, a gateway for us to see more opportunities. Because as Namibians, we hear other country, like you said, we hear other country, and then we're like, shh, Yeah. you know, because our small population. But we went there. We said, nah. On paper, we might be the weakest team. We went in there, being quote unquote the underdogs. Yeah. I showed them why not. And the whole purpose was to give hope to the next guys. Yeah. The So next guys. you guys haven't won this since 2018, so welcome back home, trophy. We will probably see the trophy on this episode a lot more. But while we're busy prepping, ons gaan bietjie kus toe gaan na die strandbraai om bietjie met Adam te kuier en te sien wat hulle daar doen en ook 'n draai maak in Suid-Afrika. So sit net stil daar waar julle is. Ons kom net nou terug en kuier nog bietjie by die kole. Hi, my name is Marilise Cavender and I am the head coach for the Oceans Rugby team. What inspired me to become a coach is I played before this and it has become my passion ever since. I started at the young age of 14 and ever since I've loved it. I played several other sports, but this has definitely been the one that grabbed my attention the most. First one was because of all my cousins. We're not much girls in our family, but all my cousins played rugby, and once the girls team developed, it was my turn to put my hand up and take the chance from a young age. We don't always have that where a male person in the family would be telling a girl to let's go to the rugby field, or you know, so it's very seldom where you have a male person in a woman's life telling, or a small child girl child's life telling them let's go to the rugby field or let's go play rugby. So it's more for boys in general. You still have that resistance also with regards to girls playing rugby. So for me, it's more about having them see someone else do it that's also a woman. Taking the opportunity and being able to put up your hand yourself and be like, I want to play sport, but not netball. I don't want to play netball. I want to do something different. It's always nice to be someone different. Okay, women's rugby has been developing ever since. It's unfortunate to see that the teams decreased this year, but I'm hoping that more women get into rugby. I think for me, particularly, I would like to see more women teams or girl teams in school level already. It makes them more aware of wanting to be part of club teams, and because it's so difficult for girls to come out of school and then having to only then join a club team because of age, and then having to teach them from groundwork up everything with regards to rugby. It's quite difficult because it's basically teaching someone from grade 1, a boy from grade 1 to 12, everything that they know, or that in 1 year or a few months before the league starts. It's a bit difficult. So I would like to see more teams at school level. That would help a lot for development, especially development, because it creates that self-awareness of, if I can do it at this level, I can go do it at another level. So I would like to see more schools see more development on that level rather than club level. I think dealing with the boys as a women's coach, I think I couldn't get a better group to coach. I think there has been no resistance from them. I think they've been amazing so far. The respect is mutual, reciprocated. So for me, I'm so honored and like privileged to be able to have such a group of players. Compared to last year, they had a team. This year, they've just been wanting to get better. I've been working on the character. I've been working on them being a smaller team but still wanting to dominate. And that's how I treat every game going into them. This is what I tell them. I tell them, doesn't matter what game we are playing, we treat it as a final, because that is when I will get 100% out of each and every other player. I try to keep discipline within the team. It's a very important factor for me, especially because if we have discipline, we have more love between the players, and it creates I won't want to treat someone else the way
if I'm being treated some type of way. So it creates some type of discipline between the players as well, and some type of team building. At the end of the day, it's just about being there, showing up, and doesn't matter the size. Create the opportunities, because that's what rugby creates for us. It doesn't matter the size of the person; it's what the person's character brings. So for me, at the end of the day, if a person can go give his 100%, even though he's the smallest person, I will play that person, because at the end of the day, that's what rugby brings to us. My only advice to women coaches out there is to break the barrier, make yourself present, take up space. I don't have much to say, but definitely take up space and break the barrier. It's not every day that we are giving the opportunity to coach, especially men's team. So if you get the opportunity, you should take it with both hands. Ons by Kole vanuit die Kaap vanaf die DHL Kaapstad Stadion, en dis met die Stormers wat op wedstryd daar goeie bywoning kry met die Kaapstad Stadion al vir 'n paar seisoene hul nuwe tuiste. Ek gesels met Marco Jacobs van CCFM Radio en ons gesels oor die Kaapstad Stadion en wat hy alles bied. Marco, spesiale stadion hier agter ons. Die mense is nou meestal huis toe, maar volgepakte Kaapstad Stadion raak nou 'n goeie bondgenoot vir die Stormers en vir die Springbokke. Ja. So 'n tydjie geneem. Jy weet, Nieuweland was maar so 'n spesiale stadion vir al die mense, en ek dink Dabo doen 'n goeie ding. Hy het gesê we want to make Cape Town smile. Ja, en ek dink dis wat ons begin te sien nou. Ek dink mense hulle aanvaar nou dat hierdie is nou die tuiste van Westelike provinsie en die Stormers natuurlik. So ja, dit het 'n tydjie gevat, maar ek dink paar mense nou, hulle is tot die tuiste. Dis die tuiste. Ja. Ons is hier op Gooi Kole, so die Namibiërs is lief vir kole gooi. Ja. Maar die skare kan ook kole gooi. Hulle kan nou nie 'n vuurtjie maak nie. Maar dis lekker die atmosfeer. En die atmosfeer is eintlik kan jy sê kom ons gooi kole. Ja, ek dink ons mis 'n bietjie daai gooi kole wat ons by Nieuweland gehad het, nee, kyk. O, dis waar, ja. Ja, jy kon nie natuurlik die braaivure ryk soos in nader in die stadion kom nie so. Die skole is op Beeveld, die skole daar. Ja. So dis nou natuurlik een ding wat ons 'n bietjie uitmis, maar ek dink vir mense ek dink in hierdie stadion, jy kan alles sien man. Dit maak nou nie saak waar jy sit en so nie. So mense, ek dink is net nie verkeerd nou. Ja. Is net nie verkeerd, maar ek dink wanneer jy hier is dan kry jy 'n gevoel en vir alles die Stormers ook. So hulle 'n goeie wedstryd het soos vandag. En dan dink ons is te veel aan die verkeer en so nie, maar ja, die tradisie moet nog bietjie bykom hierso. Maar al dan dit kan ons sien dit klaar nie. Ja. Hoeveel het die 2010 Wêreldbeker gehelp? Want dit was natuurlik waar dit begin het. Ja. Maar dan baie mense het kom sokker kyk, het ook rugby kyk en ons het gesien dis 'n totale sportervaring want dis by die Waterfront, jy kan voor die tyd kan jy ook so 'n bietjie vroeër kom restaurant rondom. Dit is so. En ek kan nog onthou, kan jy nou vir jou wys nou op die kamera nie, maar ek weet ek het daar bo gesit. Met die sokker. Ja, dit was nou Ronaldo in Portugal teen Korea natuurlik. Ek onthou dit 4-0 of so iets. Ja, nee, 7-0. 7-0, bietjie meer. Ja, so het gereed ook nog baie so. En dan begin jy besef as jy nou kan dink aan rugby en natuurlik voetbal natuurlik, hoe jy dit kan insien hierso. Veral dit destyds moet natuurlik nou die voetbal, maar nou met rugby ook nou, as net ek kon sien hoe vol skare hierso in die stadion kan wees met 'n rugby wedstryd. En Kaapstad Stadion natuurlik vir die sokker, maar nou, ons kan mos nou nie complain nie in die Kaap oor die rugby. Ja, nee, dit is 'n totale ervaring, dis lekker. Groot toets Australië is op pad, maar as ons kyk uit vir daai nie, maar sover die Stormers en die Springbokke goed doen nie, is dit lekker. En dis wat daai braafies weer kry. Miskien wat mens moet doen is hulle gooi nou lekker kole daar aan wind toe, maar ons kan nog vir julle Namibië. Ons kan miskien as die wedstryd Saterdag was en dis 'n wen, dan gaan ons maar op die Sondag. Ja. Lekker vuurtjie. Maar luister, ek dink Namibië stops nie. Ek weet ons mense ons hou van braai hier in die Kaap en in Suid-Afrika natuurlik, maar ek weet ek so 'n bietjie pyn vir die Namibiërs. Hulle dis tweeledig. Hulle die beste hout
Ja. En dan daai steaks en Ja. daai choppies, tog, ja. Ag, maar natuurlik ek sê julle is ons bure, so is ons reg. Ons by Kolie uit die Kaapstad stadion. Groete. Ek sien jy wag al vir my hierso. Ja. Hierso is wat ek en jou teammate daar binne gemaak het. So vir ons kykers wat nou nie ken wie jy is nie, kan jy asseblief vir jouself voorstel voor ons skole toe gaan? Hallo vir al die kykers, ek is Walter Otto, onder 20 Namibiese rugby speler, die Bartas gewen het hierdie jaar. Okay, wel Walter, ons gaan eers voor ons skole toe gaan. Gaan ons eers bietjie sous oor ons rugby en sokker bolle bietjie dek en dan gaan ons skole toe gaan na voor ons oorskuif. Ons het nou so 'n bietjie gesels voor ons kameras aangegaan het en jy nie net jy rugby speler nie, maar jy's ook 'n student op die oomblik, jy's op universiteit in Suid-Afrika. Vertel ons bietjie meer oor wat dit is wat jy swat, jou hoeveelste jaar dit is en hoe, soos ek vir jou Chommy gevra het, hoe balanseer jy alles? Jy's 'n rugby speler, jy het ook 'n social life en dan nou ook om 'n student te wees. Ja, ek swat in Potch by NWI. Ek is nou in my tweede jaar, ek swat BCom Marketing en Tourism. En ek voel maar net dis belangrik om ook iets agter jou naam te kry om 'n graad te hê, want mens kan nie vir ewig rugby speel nie. Ja. So mense het 'n backup nodig. Wat wil mense doen as jy op die laatste tot 40 speel, wat lê daarna doen? Yes. En om alles uit te balanseer, rugby is nog altyd 'n groot droom vir my, nog altyd 'n kontrak te kry, rugby te kan speel so lank as moontlik. So om alles uit te balanseer, mens moet dit maar net party laat aande oefen deur die dag, jy loop heeldag klas, dan moet mens nou maar in die aande wakker bly en nog bietjie ekstra insit om te leer of bietjie ekstra insit om te strek. So dit is nie altyd maklik om dit te balanseer nie, maar ek voel is nodig vir 'n droom om Jy sê to look at the bigger picture, jy wil iewers uitkom, soos jy sê. So jy moet maar net die werk nou insit. Ja. Maar kom ons mors die tyd, ek gaan vir jou Jimmy Sous. Jy kan al wat jy nodig het is 'n Jimmy Sous, om eerlik te wees. Jy hoef nie te veel te doen nie. Dan kan jy maar die kwassietjie vat en dan vir ons hier verf bietjie. Nou, hierso, is nou bietjie baie Jimmy Sous, maar soos ek sê, ek kan nie verkeerd gaan nie. Hoekom het jy besluit om nou hierdie degree te gaan kry? Is dit 'n passie wat jy het behalwe nou die rugby? Ja, ons het of my ouers het 'n lots in die suide. So ek het maar net besluit om ek ken nou al toerisme my hele lewe lank. Namibië het baie toerisme. Toerisme is 'n groot income in Namibië se ekonomie. So ek het maar net dis iets wat ek ken, is iets waarmee ek nou my hele lewe lank te doen het. So dis ja. So die passie het eintlik van 'n baie jong ouderdom af beginne. So dis die rugby en is die tourism, is 'n gedeeltes in jou lewe wat jy goed ken en wat jy nou al jy maak planne vorentoe vir dit, as ek kan sê. Nou ons het bietjie binne ook gesels oor julle trippie Zimbabwe toe. En ek wil net by jou hoor, persoonlik vir jou as 'n individual, hoe was daai ondervinding vir jou om daar te kan speel en om die beker huis toe te bring vir die eerste keer van 2018 af? Hoe was dit vir jou persoonlik? Ja, dit was baie lekker, die toer self, nou nie gepraat van rugby nie, die toer self was 'n toer in goeie spirit. Almal het goeie vriende geword, daar was nie veel probleme nie. Almal het lekker saam gekuier. Dit was net 'n goeie toer met 'n goeie vibe. En om die beker terug te bring. Ons almal het geweet wat ons wil gaan doen. Ons almal het gegaan met 'n doel. En dit is om die Bartas terug te bring. En julle het? Ja. Weer om vir Namibië trots te maak. Dink ja, ons het 2018 laas gewen. So dis 'n tydjie terug. En om dit te kon doen, dit was definitief nie maklik nie. Ons het baie oefensessies gehad, harde oefensessies, saam met coach Sergio in die gym en op die veld saam met coach Johan en coach Hewitt. Maar ja, dit was definitief nodig en op die ou einde het dit afgewerk soos dit moes. Ja nee, julle het definitief baie hard gaan beklei vir hy beker om hom terug huis toe te bring. Nou, ek
weet jy's nou hier in Namibia, jy moet seker binnekort teruggaan Suid-Afrika. Hoe lank het ons jou nog hier voor jy moet teruggaan? Ek vlieg Sondag weer. Okay, ons het nou recess in Port, so ek vlieg Sondag weer en dan begin die universiteit Maandag weer. Nou, ek het nou al 1 keer buite Namibia getravel. Namibia is nou my woonplek waar ek nou is. Vir jou is dit nou Suid-Afrika op die oomblik. Hoe switch jy nou terug? Jy is nou jou mentality is nou nog op rugby, jy's nog daai hype is nog daai. Jy het nou so pas teruggekom met hierdie beker. Hoe gaan jy nou dit regkry om te switch terug na studentelewe, bring alles nou weer terug, kalm? Ja, dis obviously nou nie maklik nie. Ek verkies maar my home country Namibia. Maar ja, ek is in Suid-Afrika, so ja, ons maak maar die beste. Ja, jy sal terugkom, 'n bietjie terug switch na daai studente mentaliteit toe iewers op 'n kop. Maar kom ons kry ons rugby en sokkerballe op die vuur. Jy het jou cooking spray net so dat skotjies nie vasbrand op ons grill nie. So ons gaan bietjie hierdie kant toe oorbeweeg. Okay, ek gaan maar vir jou laat lig. Ek verstaan daar gaan 'n woep wees van 4. So ek gaan net terug staan in geval daar 'n woep is. Okay, daar's nie so no woep today. Maar dis 'n goeie ding. Ja. Ek gaan dit vir jou los. Jy kan die vir ons opsit. Okay, nou gepraat van braai. Weet, braai in Namibia en Suid-Afrika is 'n groot ding. Het jy al so iets op die vuur gesit? Nee, nog nie so ietsie, maar dit lyk wel baie lekker. Wat sal jou go-to menu wees om iets op die kolle te gooi? Enigiets met vleis. Baie lief vir vleis. Ek kan nie verkeerd gaan met 'n stukkie vleis. Ja. Okay, en jou side dish, wat sal jy as jou side dish opsit as jy op die vuur is? Gewoonlik chips. Chips? Ja. Okay, ek het nog nie van iemand gehoor wat chips verkies as hulle braai nie. Dit is gewoonlik 'n aardappelslaai of 'n groenslaai of 'n jy ken, maar chips is iets anders. Okay, wil jy dit self maak jy dit self of is dit gekoopte chips? Ja, maak dit self in olie. Okay. Ja. Jy sien, as jy leer iets different. Ek het dit nog nie met chips getry nie, maar ek sal dit try. So jy gaan vir ons die braai ons rugby en sokkerballe en dan moet jy dit by die huis as jy Suid-Afrika toe gaan ook gaan try en vir gooi kolle laat weet hoe dit gegaan, hoe voel jou chommies daai kan in Suid-Afrika oor ons gooi kolle bolletjies. Maar gooi kolle bolletjies noem. Ja, so reg. Okay, nou ek wil net bietjie meer weet. Jy is nou deel van die onder 20 nasionale span. Maar voor jy nou deel geraak het van die span, wat was jou loopbaan met die rugby voor daai? Jy rugby in hoërskool gespeel? Ja, ek was in WAP gespeel. Ek het rugby gespeel van graad 5 af. Rugby was nog altyd 'n baie groot passie vir my. Ek het graad 10 vir WAP se eerste span begin speel. En ek het graad 10, 11 en 12, net graad 11 en 12 die NAPSO span gespeel, die NAPSO rugby span. En matriek is ek gekies vir die akademieweek. En toe ja, laas jaar het ek gekies vir die onder 20s en hierdie jaar was ek weer gekies. Sjoe, dit is omtrent die rap sheet wat jy het, maar dis goed. Dit wys maar net as jy 'n passie het vir iets, dat daar niks wat jy nie kan doen nie, basically. Maar ons het 'n fantastic view hierso by die Synergy losie by NRU. Dit is net vir my breathtaking. Jy kan sien nou die manne speel cricket hier oor die kant. Weet of julle dit kan sien nie, maar ons kan dit sien. Gras is lekker groen, net soos hierso by NRU. En ons gaan nou hierdie goedjies lekker braai. Ek kan nie wag om dit te proe nie. Maar voor ons oorgaan en klaar maak, wil ek net hoor, behalwe rugby, was daar enige ander sport wat jy vir 'n oomblik wou getry het of dink aan try, of was dit nog vandag eendag net rugby? Nee, dit was nog altyd nog net rugby. Iets waarvoor ek ook 'n passie het is om te boks. Okay. Maar ek het dit nou nog nooit soos as 'n sport gedoen nie. Maar net as 'n hobby hier aan die kant. Of nog nie, dink nee, nog net aan. Ek dink net aan. Ja, as ek sal definitief so lank as moontlik wil rugby speel, maar as rugby nou nie bestaan het nie, sou ek definitief wou boks. Okay, 'n rugby speler en miskien in die toekoms 'n bokser. Mens weet nooit nie. Maar okay, ons gaan nou klaar bereik. Ek weet Andrew en Brian brand om bietjie te proe van ons rugby en sokkerballe, ons gooi kolle rugby en sokkerballe. So ons gaan net gou-gou hier klaar maak, maar julle moet nêrens gaan nie. Ons gaan net nou vir Brian en Andrew 'n stukkie laat proe.
Okay, Andrew, zoals ons weet is baie exciting naweek. Ons het baie aan die gang. Ons is in die synergy losie vir hierdie entertainment session. Vertel ons bietjie, wat sien ons vooruit vir die naweek? Ja, so ek en jy natuurlik betrokke by NTV se rugby uitsending, Grootfontein se wedstryd teen Kudus van Walvis Bay wat daar gaan speel Saterdag. Die ander klap rugby wedstryde, daar's ene by UNAM, so Rio Falcon wat daar speel. Daar's 'n wedstryd op Swakopmund, Dolphins teen Western Suburbs. Western Suburbs wat laas naweek teen op Walvis Bay toe gery, hierdie naweek Kudus, teen hierdie naweek teen Dolphin. Ja. En ja, United wat ook hulle speel teen anders man, Wanderers is af. Yes. So ja, United speel teen Rehoboth, ja. Hulle speel teen mekaar, ja. Ja. So it's definitief exciting games. Ons het 'n bietjie drama gehad laas naweek met die wedstryde wat ons gesien het op Rehoboth. Die feit dat Rehoboth se wedstryd nie klaar gespeel was nie. Vertel ons 'n bietjie wat het gebeur daar? Ja, so ek weet nie, skeieregter het gesê dat hy voel hy is geïntimideer of wat ook al of beledig en rustyd laag gemaak. Maar anyway, dis laas naweek se goeters. So die naweek wat kom, natuurlik ook soos ons net hier langsaan by die cricketstadion. Vrydag natuurlik ook die laaste van die eendagwedstryde van die Suid-Afrikaanse onder 19 span wat hier sou toer. Hulle speel teen so Namibië se onder 19 onder 20 span hier sou by die FNB nasionale cricketstadion. En by die Tony Rustbaan is daar ook motorsport die naweek Saterdag. So ek dink hulle race wars noem hulle dit. So mense van Suid-Afrika wat ook dink hulle noem dit drag racing, so ja, versnelrenne wat ook al die Afrikaanse woord is. So van die vinnige karre wat mense 'n bietjie kan gaan beleef daarso Saterdag. Okay, Andrew, ek weet daar's ook ons het ook 'n span 18 swemmers wat in Egipte is. Hulle deel ook neem in die championships daar. Ja, die Afrika kampioenskap. Afrika swimming champs. So dis ook aan die gang hierdie naweek in Egypt, Cairo. So ons sien vooruit vir daai, maar soos Andrew vroeër gesê het, ons main focus hierdie naweek is op Grootfontein. Ons is in die platteland. Ons gaan kyk, ons gaan sy die wedstryd uit tussen FNB Kudus en FNB Grootfontein. Grootfontein soos ek verstaan, ons is 4de op die log. Ons het teen UNAM gewen. Ek sê ons van julle weet almal ek is van Grootfontein vir UNAM gewen vir die eerste keer in die NRI Premier League. So ek is definitief opgewonde vir die wedstryd teen Kudus. Yes. So kykers, bly ingeskakel. Ons gaan gou vir 'n kort advertensie breek, dan is ons nou terug by julle. Okay kykers, ek dink ons sit by die beste plek wat jy kan sit as jy 'n wedstryd wil kom kyk. 27ste Junie, soos definitief hierso. Hopelijk kan ek ook so terugsit en net kyk hoe Namibië teen Italië speel. Maar ons sit gou 'n bietjie met Tauno en ons wag vir Walter. Hy is nog nie klaar met die kos nie, maar dit lyk vir my is amper klaar. So ons gaan nog 'n bietjie chat en gou hoor wat Tauno nog vir ons om te sê oor die Zimbabwe trip. Tauno, so tell us, like I said, you guys took on Zimbabwe, Tunisia, Kenya. You guys won the Bartes Trophy for the first time since 2018. We've been saying that the whole day, I think. But just tell me, how does it feel to be a part of the group? Because you guys, before you left, you guys were all full of confidence, you know. You guys were all talking about we're going to Zimbabwe, we're winning that trophy. You guys did just that. How does it feel to be a part of that group? And yeah, how did you guys bond with the boys? I'd say it was way better than I expected. Okay. Because you get, rugby players. One guy's egos here, one guy's egos here, heads collide. It never happened. Yeah. We just communicated, we clicked, and maybe that's because we went on a previous tour, the one where we beat both the Bulls. Yes. The Limpopo Blue Bulls and the Blue Bulls themselves. So then, I'd say, like I've said it before, but then if it wasn't for every specific individual, it wouldn't have went that good because everybody brought something. Some people brought a laugh, some people brought a serious aspect. Just came together really well. Okay. Andrew? So you told us that you guys were basically the lightest of the pack of forwards of the 4 teams that were there. Yeah. How do you think you guys did
in the tight phases? I'd say amazing. You know, like coach said, you never have 100%. You know, there's always a bit more that you can do. But then we did almost everything perfectly. Scrums, even though they're the bigger pack, outweighed every single scrum, every single pack outweighed us. We dropped. We didn't lose a scrum. I'm not sure. There's one way we got a penalty against us, but that's because we pushed a bit too much. But then we just used what we had in our toolbox against them. Okay, maar kijk, nee. Kom ons krijgen die kost, dan kan ons nog een beetje verder chat over hierdie geselskap. Walter is gereed voor ons, die meatballs of bacon. Ons zal horen wat die goed zijn naam is. Maar hij lijkt voor mij is ready voor ons. Oef. Baie dankie Walter. So vertel ons bietjie. Jy was besig met die braai. Patricia het jou meeste van die werk laat doen. So vertel ons bietjie, hoe was dit vir jou om hierdie hele goedjies vir ons te set up? Ja, was lekker. Het lijkt baie lekker. Ik kan niet wachten om te zien of te proeven. Lekker dit is. Okay, you helped us out with we saw the skills in the kitchen. You did the stuffing, getting everything together. I think from the look, you guys can make out who made what. I can point out which ones Tauno made. I can point out which ones Patricia made. Because the more round ones, I think it's Patricia, but these ones are more like Tauno. Okay, so guys, Andrew, first bite. Okay, Tauno, get one for you there. The juice drips. Wees versigtig, kry een of jouself daar. Ek het 'n vraag. Ek het 'n groot vraag vir julle ouens. Okay, just servet vir ons. Ek het gesien jy is volgepak daar. Okay. Andrew, man gaan 'n servet kry hierso. Use this please. And then the salad. Tell us about the salad. Wat gaan aan hierso? Ek sien appel en ek sien kaas en vir my dit gooi my klaar af, boys. Wat maak ons nou? Is dit iets wat ons in Zimbabwe geleerd het of wat? Vertel my, wat gaan aan? Yeah, so I was given complete freedom. Okay. So what I decided to do is a green salad. Okay. So everything in the salad is green except for the cheese. Because you know you have to add a bit of something. You know? Ah. So it's green pepper, apples, cucumber. Okay. Which would seem like a bad combination, but I think it is actually. But okay, it tastes amazing. Kijk nie wat maak ons nou net. You tell me how his braai skills are. What are your thoughts on how he baked your perfection, basically? Let us know how that is. And for you, proef miskien die slijf ons van. Ja. Kry ook 'n appel, kry kaas, alles in een happie. There you go. Werkt dit nie? Maak dit. Actually baie lekker. Is it? Ja. Okay, then I trust the man. Shout out. Job well done. And how's the braai? Before we get Patricia to bring us our drinks for the day. I'd say everything is done perfectly. Okay. But you can see that the coals weren't hot enough. Aha. Yeah, but I'd say everything was done perfectly. Job well done, Walter. Okay, volgende keer maak net seker die vuur is. En die gaan van die begin af. Okay, Patricia, voor ons gaan is amper nie lang na die is dit lang naweek was laas naweek. Hierdie naweek is net normaal naweek. So, ons is dan groot vriendin vir die naweek. Ons wag net vir Patricia om vir ons spesiale gooi kolle drankie te bring en dan is ons klaar vir die dag. Okay, so ek het gehoor hierdie is die peach surprise. So boys, ons het 'n culture, ons het 'n kultuur op gooi kolle, waar ons toast, dan sê ons almal op dieselfde tyd gooi kolle, dan is ons klaar vir die dag. So kom ek vind eers uit. Wat maak jy vir die naweek? Ek sien jy vlieg terug Sondag. Ja. Ek sê res van die naweek as ek in Oudtshoorn by die privaat skool in naweek. Aha, begin gaan check hoe Jolly Boy die boytjies daar. Ja. Okay, Tauno, how's your weekend looking? Nothing. Probably gonna go to the farm. Go to the farm. Yeah. Relax. Yeah. Okay, ons het vergeet Andrew. Napso is ook aan die gang in Oudtshoorn. Ons het 'n span daar. So bly geskakel, check ons social media pages. Julle kan ook sien hoe social media posts opgegooi word van hoe die games daar aangaan. Ons gaan in Grootfontein wees vir die Kudus en Grootfontein wedstryd en van die span af ons sê gooi kolle. Gooi kolle.